maar dat ek by my laat aan storie uitkom, en dit is nou juist oor die motorfietsen, en wat ek en hy nou ry. Maar ek het die storie nou al voorheen vertel, so ek gaan kortliks met julle deel, maar dit kom daarop neer, daar is 'n kinkel in die kabel gekom, maar 'n baie spesiale kinkel, so onlangs soos 2 weke gelede. En dit het die hele wêreld verander, vir my, wat die motorfiets betref, en 'n heeltemal 'n nuwe spesiale betekenis gegee. Nou, toe ek 13 jaar oud was, het damals nog baie dinge met my gebeur. Ek weet nie of jy ook 'n spesiale ouderdom het, wat jy kan sê wat daar ekstra baie goed met jou gebeur het. Die baie mense sal vir sê, dis 21 of 18, wanneer jy nou klaargemaak het met skool, en al daardie spesiale dinge, of wat ook al ouderdom baie goed met jou gebeur het. Nou, myne is 13. Nou, een van die dinge wat met my gebeur het, is dat ek op 13 vir die eerste keer die motorfiets ry het, en dan die volgende ding wat ook met my op 13 gebeur het, was dat ek het vir die eerste keer die type motorfiets gesien, wat ek toe uiteindelik besluit het. Ek onthou, ek was daar, ek het die motorfiets gesien, ons het gekuier daar, by my pa se broer daar, Sietersdal, daar op die plaas, en het is 'n Saterdagmiddag gewees, en ons het daar aangekom, en toe staan hierdie motorfiets daar, en ek gaan nou maar vir julle sê, ek gaan nou net sê wat die model is, en dit is 'n Goldwing. Nou dit is 'n baie groot motorfiets, en nou kom ons daar aan, en nou staan hierdie motorfiets daar. En nou die eerste ding is natuurlijk, dit het my aandag dadelik getrek, en natuurlijk my pa ook, hy het ook in dit belang gestel. En so het ek en hy nou die ding nou bekyk, van links, en van voor, van onder, en van bo. En ek kan dan nog my pa sê, nee, gids, een mens kan nie hierdie ding ry nie, hy is te groot. En ek het hom so gekyk, en sê ek vir my pa, maar ek wil eendag so een hê. Nee, nou kan jy dink, jy is 13 jaar oud, nou ontstaan so 'n droom. Toe ek nou daar 13 jaar oud was, het ek nou hierdie droom gekry, dis waarmee ek ook eendag wil ry. Nou dit was dan nou 'n droom van 38 jaar, en ek onthou in 2016, dit was nog op my verjaarsdag gewees. Toe lê ek daar so, weet ons het nou gebraai, en alles was nou rustig, so die eerste vieringe vir my verjaarsdag was verby, en almal het gaan slaap, middagslaapie, maar ek het sommer daar op die bank gaan lê, en was op my foon, en ek kyk nou sommer, en ek besluit, nou ek gaan nou kyk, wat of daar Goldwings op die mark is, en ja, ek het die advertensie daar ingetik, en die woorde ingetik, en hier kom toe 'n motorfiets daar op, en ek besluit, maar kom ek stuur sommer vir my die boodskap, alles binne 3 minute, en die ouwe in die tyd het hy gereageer, en daar het ons toe ooreengekom oor 'n prys. Hy maandagoggend het ek die nodige finansies gekry by die bank, en daai selfde dag, dus die motorfiets op my naam. Nou moet jy weet, dis 'n bietjie meer as 24 uur, wat hier verloop het, vandat ek net toevallig na daar, weet, die advertensies gaan kyk het, en kontak gemaak het, en toe die transaksie gedoen het. Nou die woensdagmiddag, het ek opgevlieg Pretoria toe, en daar is donderdagoggend, en dit was 28 September 2016, toe ry ek nou met die motorfiets, 5 uur die oggend trek ek daar in Pretoria weg. Die eerste uur was absoluut angstwekkend geweest, want ek is nie gewoond aan so'n groot motorfietsie, dis spitsverkeer in Pretoria, dis vroegoggend, en dan natuurlijk, dis verskriklik baie stop en goed, dis stoppe, en dan moet jy die links draai, dan moet jy rechts draai, en as jy nie daai motorfiets gewoond is, dan gaan jy maklik omval met hom. Maar so het ek myself daarom, toe ek eintlik eers op die N1 kom, so ek pap nat gesweet van die stryd om met die uur op die bak te bly, maar toe ek eers op pad is, dan word het die wonderlikste ervaring van my lewe. Ek ry toe af Kaap toe, soos hulle sê, non-stop, ek het net gestop vir brandstof en ietsie om te eet, en daar die aand 7:15 stop ek daar by ons huis, en ons het nog daar aangebraai. So opgewonde was ek gewees oor die motorfiets. Nou ja, so het ek nou die voorreg om die afgelope 8 jaar met hierdie motorfiets te ry. Nou wat 'n mens vind, as jy nou iets in jou droom was, dan kan dit wees dat hy jou dalk teleurstel, of dat dit nie in jou verwagting voldoen nie, en dis nie wat jy gedink het, dit is nie al daai dinge. Maar nou kan ek vir julle wel sê, dat die motorfiets het sommer heeltemal aan my verwagtings oor voldoen. Hy het baie meer vir my gebied, as wat ek gehoop het hy gee vir my. So ek is nou so een van daai ouens, jy kry altyd, daar is net nog 'n motorfiets wat jy wil hê, maar daar is altyd een wat jy nou het, wat 'n bietjie beter is, en dis waarna jy streef. Maar nou vir die afgelope 8 jaar, het ek geen behoefte van enige aard om 'n ander motorfiets te hê nie. Ek is nou waar ek moet wees, soos hulle sê, ultimate, dis dit, ek is klaar, dis waarmee ek gaan ry, en ek kan, as alles voorspoedig is,
dan sal ek nou maar vir altyd met hom ry. Maar nou, wat nou gebeur is nou, saai ek mos nou hier so op jou stasie uit, en dan plaas ek so, geweet, so motorfiets storie, mos nou op my YouTube kanaal, en dan sit ek 'n skakel daar op Facebook, en dis nou waar die kinkel in die kabel inkom, en so het ek toe nou weer, weet 'n videoetjie, 'n filmpie wat ek nou van gemaak het van waar ons ry, het ek nou weer gesit, 'n skakel daarvan, en daar het nogal heel wat mense daarna gekyk, en ek dink die spesifieke skakel was van die noue ontkoming wat ek op die motorfiets gehad het, en die vakansie nou wat 'n ou voor my ingery het, daar antwoord iemand toe vir my, Marius, en hy sê vir my, hy het ook 'n Gullwing gery toe hy jonk was, en ek kom toe, dink ek maar wag 'n bietjie, daar die motorfiets wat ek gesien het as 13-jarige, was nou my tannie se neef gewees, en sy naam was ook Marius gewees, en dis toe dat ek toe nou met hom begin gesels, en ek vra vir hom nou of hy begin praat oor somme van my oom se naam en my niggie, of my tannie en haar suster sê, jy kan duidelik sien, hy ken hulle. En dis toe dat ek vir hom vra, maar is jy die Marius wat die Gullwing gery het, wat daar op die plaas, daar op Citrusdal by Heksevuur kom kuier het? Hy sê vir my ja. Hy sê hy het altyd die droom gehad as 'n jong man om met so groot motorfiets die lang pad te vat. En dis toe net voordat hy nou sou trou, wat hy toe besluit, dit is nou die regte tyd. En hy het die motorfiets afgery Kaap toe, en hy daar op Citrusdal gaan kuier, en dis toe waar ons nou daar aankom, en dis toe waar ek toe nou die Honda Gullwing toe nou gesien het vir die eerste keer. Ek het nie geweet eers daar so 'n motorfiets, en het was 'n rooie gewees, en het was beeldskoon, het is vreeslik mooi. Motorfiets is op daar staan nog redelijk niet ook gewees. Nou ja, en daar, het is toe dat ons toe nou besluit, nee, maar ons gaan nou, weet, ontmoet, koffie drink, en daar bietjie kyk waar ons bande leen, of dit nou regtig die Marius is, wat ek nou destyds, wie so motorfiets, ek toe nou daar gesien het. Ek het toe nou op hom gekom, baie lekker gekuier, en het is toe nou inderdaad die motorfiets, of dit is nou inderdaad die Marius, wat destyds die droom in my wakker gemaak het, dat ek ook eendag 'n Gullwing wil ry. Maar nou kom jy mooi ding daaraan. Op sy tafel het hy toe 'n paar van sy motorfietsmodelletjies uitgestal. Natuurlik die eerste ding wat ek raak sien, daar staan 'n Honda Gullwing. Man, is groot, man, dis hier groter as 'n lineaal lengte. Ek het nou nie die gemeet nie, maar dis 1 tot 6 grootte, so hy 6 keer verklein. So jy kan indink, dis 'n redelike groot motorfiets, en dis ook 'n rooie. En so het ons nou met die ding gesels, en ek kyk daai ding, ek sê, dit is al verskriklike mooi motorfiets. En dit is toe, dat hy vir my sê, maar hy wil bietjie van sy goed ontslae raak, maar hy is ook nou op 'n stadium waar die goed moes nou verminder, hy is afgetree, en hy bly hier in 'n aftree oor, en dis toe, ons begin praat met die Gullwing, ons kom toe nou oor 'n prys oor een, man, ek vat daai Gullwing so in my hande, maar ek kan nie glo, dit is my so ongelooflik, so vreeslik mooi, en hy is absoluut perfek nagemaak, presies soos my motorfiets lyk, en is lekker groot, en is indrukwekkend, en is mooi, en hy lyk presies alles, dit is net rooi, dit is al verskil, maar ja, soos ek met soos ek nou sonder die Gullwing na huis toe, jy weet, dit is nou my tweede Gullwing wat ek besit, baie trots daarop, en later daar die middag, ek het hom betaal, en later daar die middag, toe kom drink ek by my koffie, en hy bring my Gullwing, en ek het hom mooi daar uitgestal, en nou gaan ek vir hulle sê, wat 'n heerlike gedagte is dit, as ek by die huis kom, en dan kan ek in my Gullwing vastkyk, hy is uitgestal net so ook in my kop, en elke keer as ek by die huis instap, dan is hy daar prominent, jy kan hom nie mis nie, en ek gaan 'n filmpie maak van hierdie storie, en dan gaan ek ook 'n fotootjie opsit van daardie Gullwing. So, die droom vir my van 13 jaar, was 38 jaar lang 'n droom, voordat ek een besit het, ek ry nou al 8 jaar met een, en nou het ek vir my 'n tweede Gullwing gekoop, en hy is ingestel binne in my huis, en dat die spesiaal aan dit, ek het die Gullwing gekoop, by die man, wat die liefde vir Gullwing, of die droom van 'n Gullwing, aan my wakker gemaak het. Is dit nie eintlik amazing nie, dat die dinge so by mekaar, so as het full circle, soos hulle sê, in Engels, dit is vir my net ongelooflik, dat die goed alles so by mekaar gekom het, en dat ek die man kon ontmoet, wat my droom waar gemaak het, en ek kon nou, daar die Gullwing wat hy het by hom koop, en hy sê vir my,
toe ek daar by hom gekuier het. En vriend Kraai was ook daar saam met my, toe ons daar weggery. Toe kon hy nie help om emosioneel te raak nie, want hy onthou sy wonderlike dae op sy motorfiets, op sy Gullwing. En hy kan nie meer vandag ry nie, weens operasies en al sulke goed, maar hy waardeer nog die skoonheid van so 'n mooi motorfiets. So hierdie storie is dan nou vir almal wat lief is vir motorfietsse, almal wat jou droom het wat waar geword het. As jy nie 'n droom het wat waar geword het nie, werk daaraan, drome kan waar word. Myne het waar geword en dis 'n droom van so 'n aard dat hy bly nog steeds vir my 'n droom. En nou het ek 2, kan jy glo, ek het 2 Gullwings en albei het 'n koneksie met Marius, die ou wat dit aan my bekend gestel het.